Goeiemôre. Ons tone is koud, maar ons harte is warm. Dankie Davie en span. Dit was baie lekker. Nou moet ek eers kyk wat se tegnologie ek hier moet opfire. Wat sê? Okay. Gaaf. So, my preek se naam, julle moet verskoon as ek van tyd tot tyd my vingers op my sak druk. Dis nie weens angs nie, dis weens die koue. Ek probeer net alles warm hou. My preek vanoggend, of dit waaroor ek wil gesels, die naam is Weed Control. Nou die voorlegging is in Engels, my preek is in Afrikaans. Ek is jammer, ek werk uit 'n Engelse Bybel uit, so ek sal probeer om tog my Afrikaans so suiwer as moontlik te hou. Ek weet daar's ons taalvoorstanders wat daarvan hou. As 'n mens Afrikaans praat, praat jy Afrikaans, en as jy Engels praat, praat jy Engels. Gee my net so 'n bietjie leeway daarop. Maar gooi ek wel klaar. Eerste ding vandag wil ek 'n grappie vertel. Die oom en die tannie sit in die ouete huis. Die oom is 100 jaar oud en hulle hou vir hom 'n partytjie. En hulle sê, "Jene oom, 100 jaar, wel gedaan. Wat is die geheim van oom se gesondheid? Hoe het oom by 100 uitgekom?" En hy sê, "Man, ek en die tannie is 75 jaar gelede getroud, en toe ons getrou het ons ooreengekom, as ons ooit in 'n argument betrokke raak, die een wat die argument verloor, sal daai dag 5 kilometer stap." Nou sien vir die laaste 75 jaar stap ek elke dag 5 kilometer. Hy sê, "Nee oom, dis reg, ek hoor jou, maar waarom van die tannie? Hoekom is die tannie so gesond?" Hy sê, "Jong, die tannie stap elke dag agter my aan om seker te maak ek kroek nie." Nou, gelukkig het ek en my vrou nie so ooreenkoms nie. Maar daar is tog iets in ons huwelik wat ek nou wil verwys. Iets wat, ek noem dit 'n geheime wapen, maar ek dink die mense wat al lankal getroud is, sal sê, dis nie 'n geheime wapen nie, ons doen dit al lankal. Ek en my vrou maak elke dag tyd om saam koffie te drink. So ons sit op die stoep en ons kuier. Ten minste 15 minute, 20 minute. En ons doen dit elke dag. As ek hier uit die dorp uit is vir werk of ietsie, dan is dit ons dagse ding. Ons sit en ons drink koffie. En jy kan nou dink, 15 minute elke dag, sê maar 6 dae 'n week. Dis 'n uur en 'n half se onverdeelde aandag wat ons aan mekaar spandeer. Nou in daai tyd het ons nie agendas nie, ons praat nie oor iets spesifiek nie, daar's nie 'n resep nie. Party dae sal ons koffie drink en ons sal net nie ver sit en kyk. Party dae sal ons praat oor die kinders of ons sal praat oor wat in die lewe aangaan, maar ons gesels, ons kuier by mekaar. En die interessante ding wat ek agtergekom het is, dit skep 'n platform in ons huwelik. Die nonsenspraat skep 'n platform vir dieper dinge. 9 keer sal ons miskien kuier, en dan eendag sal ons regtig diep dinge begin gesels. Wat is die Here besig om in jou lewe te doen? Wat is die Here besig om in my lewe te doen? Die ander ding wat ek agterkom is, dit skep 'n tipe van 'n gom tussen ons. As dinge besig gaan, en dis bedrywig, en jy weet hoe die lewe gaan, dan is ons op dieselfde bladsy. Ek verstaan hoe sy dink, sy verstaan hoe ek dink. En dit is regtig vir my 'n geheime wapen in ons huwelik, om ons naby aan mekaar te hou. Nou daai storieetjie vertel ek nou net so 'n bietjie as agtergrond. Nou gaan ek begin met my boodskap, maar ek gaan terugverwys hierna toe. So hou dit in gedagte. So, weed control of onkruidbeheer, as ons nou mooi Afrikaans praat. Ek wil vandag in Lukas 8 gaan lees. Dis die gelykenis van die saaier. Ek dink ons almal ken die stukkie, maar ek vang net gou op die agtergrond voordat ons die versie lees. Jesus vertel 'n gelykenis vir sy disippels, en dit gaan oor die saaier. Die saaier gaan en hy saai saad. Van die saad val op rots, en voëls kom en eet die saad op. Van die saad val op vlak grond, en die saadjie skiet wortels, maar die wortels is vlak, en die warm weer in die wind kom, en die saadjies verbrand. Van die saad val tussen onkruid, en die plantjies kom op, maar die onkruid onderdruk die plantjies, en hulle groei nie tot volwassenheid nie, en hulle dra nie mooi vrugte nie. En van die saadjies word op goeie grond gesaai, en daai saad bring goeie vrugte voort. En die disippels vra vir Jesus, maar Jesus verduidelik vir ons, wat beteken hierdie gelykenis? En
En dit bring ons na Lukas 8 toe. Hey. Sien? Ek was nou bang iewers langs die pad vnuik, daar gaan ons. OK. So, Lukas 8. Verskoon my, ek lees hier van agteraf, daar is bietjie ver. Lukas 8 vers 11 tot 15. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. So die eerste ding wat ons sien met hierdie eerste saadjie is, die duiwel kom en hy steel die saad. Daar's 'n bonatuurlike interaksie, 'n bonatuurlike aanval en die saad word weggesteel en dit skiet nie grond nie. Dit ontkiem nooit nie. Those on the rocky grounds are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. En toe dan die wortel was nie, toe sit alles daarmee in. Sean, jy het my gevnyk. OK, ons gee hom net 'n oomblik. Ons is nog nie daar nie. Die vrugte het nog nie opgekom nie. Baie dankie. Asai, hier is ons terug. OK. So waar was ons? Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in a time of testing, they fall away. OK. So, typies iemand uit die Here se woord aanvaar, hy het gesê, yes, dis vir my, die moeilike tyd het gekom, en hy het dit opgegee, en hy het teruggegaan na sy ou weet toe. Met ander woorde, die persoon stel nie meer belang daarin, om sy hart vir die Here te gee nie, hy het weggedraai. The seed that fell among thorns stand for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Interessant, they do not mature. So hulle het nie dood gegaan nie. Dit was nie soos die saadjies wat weggesteel is nie. Hierdie plantjies lewe nog. Maar hulle mature nie. In die King James version sê dit, and they bring no fruit to perfection. Interessant. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. Nou, in my dae as 'n jong Christen het ek hierdie gelees en vinnig daardeur gegaan en okay, ja, ek verstaan die eerste 3 is goed, die laaste een is goed, ek moet die laaste een wees, okay. En dit was die som totaal van wat ek uit die boodskap uitgekry het. Maar toe ek dit nou met 'n bietjie meer diepte begin lees en die Heilige Gees begin verduidelik vir my wat in hierdie skrifte staan, toe let ek daai derde enetjie op. En ek let op wat hy sê van, and they do not mature, en soos die King James version sê, and bring no fruit to perfection. En ek dink by myself, as ek nou aan myself dink, en ek dink aan hierdie vrugte, die laaste een is natuurlik die vrugte wat soet en ryp en is soos wat jy vrugte wil hê, en die voorlaaste ene is miskien meer soos daai vruggies wat ons sien aan die regterkant. Jy weet, dis nou nie jou tipiese uitvoervrugte daai nie. En ek dink by myself, maar hoe lyk my vrugte? En kan ek sê ek het in alle aspekte daai vol soet vrugte wat God graag in ons lewens wil sien, of is daar dalk hier en daar, jy weet, 'n bossie van my vrugte wat ook 'n bietjie swaar kry? En indien dit die geval is, en indien ek dalk van daai vrugte van my het wat 'n bietjie moet groot word, of daai areas in my geestelike lewe wat 'n bietjie moet ryp word, dan verseker moet ek gaan dink ook oor die onkruid. Wat se onkruid is in my lewe? En wat se rol speel hierdie onkruid in my lewe? So, toe gaan ek 'n bietjie terug en ek kyk na die onkruid. Wat sê die Bybel daar van die onkruid en wat is die onkruid? So, die eerste een is die voorbeeld van liefde vir geld of die gejaag na geld. Nou, ek dink ons almal verstaan dit. Ek dink nie ek persoonlik het 'n vreeslike drang om 'n ryk man te wees of iets soos dit nie, maar ons moenie onderskat hoe slinks hierdie onkruidjie is en hoe hy probeer om plek in ons lewe te kry nie. Ek ry byvoorbeeld skool toe, ek gaan laai my kinders by die skool af. Langs my stop 'n kar.
is 'n 2 miljoen rand se kar, ek kyk op, ek sien ja, hierdie man was saam met my in die skool. En die eerste ding wat jou gedagtes opgaan is, nou hoekom kan ek nie so 'n kar bekostig nie? Wat doen ek verkeerd en laat hy so 'n kar ry? En jy laai jou kinders af en jy ry werk en jy dink vir jouself, maar ek het geen begeerte om so 'n kar te hê nie. Waar daai gedagte vandaan gekom? Maar dis 'n slinkse onkruitjie wat in ons lewe probeer plek soek, die liefde vir geld en die gejaag na geld. Of dan die tweede onkruid noem hy van plesier, die gejaag na plesier of die drang vir plesier of die fokus op plesier. Weereens iets wat ek dink ons almal kan verstaan. Ek kom uit 'n harde week uit, dit was moeilik geweest, dit was swaar, vanaand braai ek met die manne en dit gaan lekker wees. En party mense lewe van naweek tot naweek en party mense lewe van Desember tot Desember, maar dis die hoogtepunt in jou lewe, is hy oomblikies wat ek plesier of genot uit die lewe uit kan kry. Maar die onkruid wat ek regtig wil uitkom by vandag, en ek dink dit is een wat ons almal mee baie goed onsself kan vereenselwig, is die bekommernisse van die lewe. Soos die versie sê, die worries. Ek dink nie, is iemand wat onder hierdie dak sit vandag, wat nie weet waarvan ek praat, as ek praat van die bekommernisse van die lewe nie. En daar's 'n reeks van goeters. Ons praat oor, laas naweek het Amerika vir Iran gebom. Dis die nuus vol. Jou kop wonder, wat se oorlog gaan uitbreek? Wat gaan die effek wees? Wie gaan inspring? Wie gaan volgende met 'n kernwapen vorendag kom? Ons dink oor hoe die finansiële markte in die wêreld reageer. Wat is aan die gang? Wat sê dit van die wêreld se ekonomie? Wat sê dit van inflasie? Ons dink aan kuberintelligensie, artificial intelligence. Nee, kuberintelligensie, praat ek nou die verkeerde woord. Maar almal verstaan, artificial intelligence en waaroor dit gaan. My kinders vra vir my pa, wat moet ek word? Wat se werk moet ek eendag gaan doen? En jy dink, wat se werke gaan daar nog oor 10 jaar wees? 'n klompie jare terug was daar die industriële revolusie. Mense wat met hulle hande goeders gemaak het, is uit die werk uitgestel, want daar het masjiene gekom om hulle werk oor te neem. En dit is dieselfde tipe revolusie wat ons nou in die gesig staar. Mense wat vandag deesdae 'n werk doen waar hulle intelligensie en hulle denke inspan om 'n salaris te win, van daai werke gaan oorgeneem word deur artificial intelligence. Dis die tipe goeters wat ons gedagtes vul, dis die goed waaroor ons wonder en waarmee ons worstel, wat is die antwoorde en hoe gaan ons hierdie goeters aanspreek, hoe gaan ons antwoorde kry voor? En dis vir al die dinge wat daar buite gebeur. Maar nou bring dit nog een vlakkie nader, binne in jou huis. Wat is die bekommernisse wat jy binne in jou huis oordink en mee worstel? Miskien is dit jou bankrekening. Miskien is dit hoe om genoeg tyd met almal te spandeer. Miskien is dit, hoe gaan ek daai paaiement afbetaal? Wat gaan die inflasie doen? Hierdie is die tipe goed wat ons gedagtes vul. En dan kan jy dit nou nog een stapie nader bring aan jouself en gaan kyk na jou werk, dit wat jy elke dag doen. Nou ek is oortuig, die plek waar ek werk en die beroep wat God vir my gegee het, waarmee ek nou besig is in sy wil. Hy het my daar gesit met 'n doel en met 'n rede. Hy het my daar gesit om sout van die aarde te wees, om 'n lig op die huis te wees. En as gevolg daarvan gooi ek myself 110% in daai werk in, want dit is wat die Here wil hê, ek myself mee moet beywer. Maar as ek van die werk afkom aan die einde van die dag, dan voel ek baie keer soos die man op hierdie prentjie, my kop is vol, my gedagtes is vol, ek het vandag 100 probleme gehad wat ek moes aanspreek en ek het miskien vir 10 van hulle antwoorde gehad. En die res van daai goedjies knaag aan my en dit knibbel aan my en ek probeer oplossings kry. Dit verg my aandag, dit hou my aandag. En 'n dingetjie wat ek doen as ek van die werk afkom om bietjie te vergeet van my probleme, ek sit my oorfone in en ek luister na een of ander podcast of ek luister na een of ander nuusberig oor YouTube en wat dit lekker maak is vir 'n oomblik vergeet ek van my probleme. Ek dink aan die wêreld se probleme. Maar dit vat ons terug na hierdie prentjie toe. En die einde van die dag, die effek wat dit het, is dit sit net nog goeters in my kop en dit help absoluut hierdie probleem nie. Iemand het een keer goed gesê, hy het gesê dit voel of my browser oop is en daar's 100 tabs oop. En ek moet net begin om hierdie goeters bietjie toe te maak, want hulle is besig om oorweldigend te wees. Nou, as jy soos ek is, en jy is in 'n plek in jou lewe wat jy voel jy is besig om te doen wat die Here wil hê jy moet doen, maar daar's al hierdie dinge rondom jou wat jou aandag aftrek, daar's al hierdie goed wat so ooreisend voel partykeer, dan voel 'n mens, of ten minste ek dink terug aan voorbeelde uit die Bybel uit. En ek kan nie myself help as om te vra,
As jy nou dink van Sadrag, Mesach en Abednego, waar was hulle fokus toe hulle in die oond was? Het hulle na die vlamme gekyk en gewonder of hulle klere vlambestand is? Ek dink nie so nie. As jy dink aan Daniël in die leeukuil, ek is seker Daniël het nie in die leeukuil ingegaan en daar ingeskuifel in die skaduwees probeer staan en gesê, hopelik sien die leeu's my nie tot môreoggend nie en hopelik ryk hulle my ook nie. Ek gaan net hier so doodstil staan en maak laat hulle my nie sien nie. Dis nie wat Daniël se gedagtes was nie. Of toe God vir Joshua in die beloofde land instuur. Hy sê, luister, ek wil hê jy moet gaan en die volk in die land invat. In 1 Joshua sê hy vir hom presies, dis wat jy moet doen, dis hoe jy dit moet doen. 4 of 5 keer sê God vir hom, maar wees sterk en wees braaf, want ek is met jou. Nou as God vir ons sê, wees sterk en braaf, dan is dit nie om die versie vol te maak nie, dit is nie om mooi te klink nie, dit is omdat hy weet, daar gaan 'n tyd kom wat jy sterk en braaf moet wees, daar gaan 'n tyd kom wat jy uitgedaag gaan word. So waar was hierdie mense se fokus in hierdie tyd? Ek gaan na die Here toe, ek sê, Here, ek voel bietjie of ek in 'n leeukuil staan, ek voel bietjie of ek in 'n bakoond staan, wat doen ek met hierdie emosies? Hoe, verskoon die Engels, deel ek met hierdie probleme en hierdie worries van die wêreld? En die Here praat met my. Nou dis nou 'n klompie jare terug, maar die Here wys vir my 'n prentjie. En dit is die naaste prentjie wat ek kon kry, wat lyk soos wat die Here vir my gewys het. Nou kom ek gee net gou die konteks. Wat jy nou daar sien is 'n cowboy op sy perd, hy sit by 'n vuurtjie, of hy sit op sy perd met die vuurtjie langs aan hom. Nou wat die prentjie nie wys nie, wat ek gesien het, was Jesus het by die vuurtjie gesit. Die konteks van hierdie is, wat die cowboys baie keer gedoen het, is hulle moes hulle beeste van punt A na punt B gevat het. En dit het baie keer meer as een dag gevat. So hulle het oorgeslaap op sekere plekke. Dan het hulle die beeste parkeer, weiveld, miskien bietjie water om te drink, en hulle het afgesaal, hulle het 'n vuurtjie gemaak, en hulle het geëet en gerus, en die volgende dag aangegaan. En die Here sê vir my, jy sit op jou perd en praat met my, maar ek sit hier by die vuur. Hoekom kom sit jy nie by die vuur by my nie? Ek wil met jou kuier. Maar die manier hoe jy met my kommunikeer, is baie keer, hoe, wat, waar, wanneer. Waar vat ons die beeste volgende? Watse roete gaan ons volg? En al is dit die werk van God waarmee jy besig is, vat 'n time out en kom sit by die vuurtjie. En in daai oomblik kan ek nie help as om te dink aan my verhouding met my vrou nie, en hoe ons koffie saam drink. En hoe ek tyd vat uit my dag uit om saam met haar te spandeer, en belangrikste van alles, sonder 'n agenda gaan en saam met haar kuier. En die platform wat dit skep vir die verhouding. Toe ons kinders jonk was, klompie jare terug, ervaar ek, Here sê vir my, luister, ek gaan jou verhouding met jou kinders gebruik om vir jou te beleer wat beteken intimiteit met my. En enige een van ons wat kinders het, weet, jy leer 'n reeks goeters uit jou verhouding met jou kinders in terme van hoe jou verhouding met God werk. Maar een ding wat vir my uitgestaan het, was, of ek wil sê 'n liggie wat opgegaan het in my gedagtes was, hoe essensieel dit vir my is om tyd saam met my kinders te spandeer in die klein goedjies. Ek vat die bal en ek gaan gooi hom saam met my seun op die gras. Ons praat oor wat die dag gebeur het. Hoe gaan dit met jou? Wat benchpress jy deesdae? Hoe gaan dit met daai maatjie van jou met daai probleem? Ons praat klein goedjies. En ek kom agter, dit set presies dieselfde platform wat my koffie drink saam met my vrou sit. En dis die platform vir dieper gesprekke. Saam met my dogter, ons luister musiek. Wat se liedjie hou jy van? Wat van hierdie en wat van daai ene? En 9 uit 10 keer is dit wat ons gesels, alledaagse goedjies, klein goedjies. En dan 1 uit 10 keer kom daai diep gesprek oor iets wat jy nie voorberei het nie, iets waaraan jy nie gedink het nie. Nou, dink vir 'n oomblik, ek is
stel jouself voor ek is nie 'n goeie pa nie. En een keer in 2 weke stap ek in my kinders se kamer en ek sê, sit, ek gaan nou met jou praat oor die belangrike dinge van die lewe en vat notas. Ek gaan dit net een keer sê. Jou kind sal vir jou kyk en soos, pa, ek verstaan nie, wat gaan nou hier aan nie? Vir 2 weke sien ek jou nie, nou kom jy in my kamer en nou wil jy ewe skielik diep goeters praat. Dit kan nie so werk nie. Daai platform is essensieel in ons verhouding met ons vrou, kinders, maar ook in ons verhouding met God. En dit skep daai gom wat moeilik is om te definieer. Wat is dit? Hoe werk dit? Ek kan nie vir jou verduidelik hier, daar is sekere reeks verduidelings agter, maar daai gom wat vir my en vir haar op dieselfde bladsy hou in die tye wat dinge moeilik gaan. En soos God vir my hierdie goeters verduidelik, ontplof my kop as dit ware in 'n simboliese manier, maar die konsep is baie eenvoudig. Jy verstaan hoe familie werk. Ek en jy is familie. In familie het jy verhoudings. Jy het fellowship. En dis die fondasie. En ek wil hê my verhouding en jou verhouding moet presies dieselfde formule volg. In Hebreërs 11 vers 6 sê die woord, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is. Okay? Ons almal verstaan dit maklik. And that he is a rewarder of those who diligently seek him. So, jy word beloon as jy verhouding met God soek. Ek glo daai beloning is verhouding met God. Dis nie 'n gesonde bankbalans nie, dis nie noodwendig dit, dat of die ander ding nie. Ek glo die beloning wat jy kry, is die verhouding met God. Maar, dit sê, who diligently seek him, diligently. Daar's 'n kwalifikasie aan. Ek wil hê jy moet my gereeld soek. Ek wil hê jy moet gereeld met my tyd spandeer. Nie aan en af nie. Nie as dinge aan die brand is nie. Elke dag. Wanneer jy tyd het. Maak tyd vir my, soos jy tyd maak vir jou vrou, soos jy tyd maak vir jou kinders. En ja, dit is 'n interessante perspektief op my verhouding met God gesit. En soos wat Kees laasweek gesels het, dit het my uitgedaag om met my ontslae te raak van my formulietjies en my agendas en die maniere hoe ek met God wil kuier. Die boksie waarbinne ek hom wil pas en dan nie wonder hoekom ek nie 'n groter en 'n dieper ervaring met hom kan beleef nie. Die tweede ding wat die Here onder my aandag gebring het, en dit was nou baie onlangs. Omtrent so 4-5 weke gelede sit ek in Johannesburg vir werk. Ek sit by die ontbyttafel, maar my kop is vol gedagtes. Daar's dinge wat opborrel boontoe. En ek voel, ek moet hierdie goed neerskryf. Die Here is besig om te praat met my. Ek maak notas. Ek skryf 3 konsepte neer wat ek voel die Here op my hart lê. Die een ding is, hy praat met my oor sy woord. Ons weet nou in Efesiërs 6 praat hy oor die wapens van die Gees. En daar staan, die woord is jou swaard, dis jou primêre wapen. Die Here sê, ek wil hê jy moet meer aandag en tyd spandeer om die woord in jou lewe in te bou. Die tweede ding wat hy vir my sê is, jou gedagtes. Jy moet beheer hê oor jou gedagtes. Jy moet dit beoefen. Jy moet werk daaraan. Dit is 'n kernkonsep. Die derde ding wat hy vir my sê is, die woorde wat jy spreek. En ek maak hierdie notatjies en ek kry by elkeen 'n versie en ek dink is interessant en ek gaan aan met my dinge. Omtrent 2 weke terug sit ons in hierdie kerk. Ons is besig met worship. My vrou sien 'n prentjie. Ons klim in die kar en ons ry huis. Sy sê vir my, die Here het vandag vir my in die kerk iets gewys. Ek sê, okay, wat was dit? Sy sê, daar's 3 dinge wat van kernbelang is vir ons. Die woord, ons gedagtes en die woord wat ons spreek. En ek sê, het ons gepraat hieroor? Sy sê, nee, waarvan praat jy? En tot 'n woord, dit wat die Here vir my gesê het, toe ek in Johannesburg gesit het, is tot 'n woord wat hy vir haar gesê het, dieselfde boodskap, dieselfde konsep. Nou kom ons gaan
pak net daai dinge so 'n bietjie uit en kyk wat is die konteks wat God oor praat hierso. In 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê hy, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Thoroughly equipped. So jy is thoroughly equipped, of jy is nie thoroughly equipped nie. Daar is nie 'n tussenin nie. En die woord van God is wat ons gebruik om thoroughly equipped te wees. Ons kan nie reg wees vir die dae wat voorlê nie. Ons kan nie reg wees vir die dinge wat na ons kant toe gaan kom, vir die uitdagings wat na ons kant toe kom, as ons swaard nie skerp is nie, en as ons nie weet hoe om hom te gebruik nie. Thoroughly equipped. Dis hoe ek en jy onsself voorberei vir die uitdagings, vir die onkruid wat homself in ons lewens probeer indring, is om thoroughly equipped te wees. 2 Korintiërs 10 vers 4 sê, the weapons we fight with are not, ek moet hierdie kant lees. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Ons het gelees oor die onkruidjies. Ons besef die versie praat hierso van sekere dinge wat Satan in ons lewe kom probeer doen, op 'n bonatuurlike manier. Nou as jy 'n bonatuurlike aanval op jou ervaar, het jy bonatuurlike wapens nodig om mee terug te veg. En die woord sê hierso, they have divine power to demolish strongholds. Die Here sê vir my, die saad wat die duiwel saai, die goed wat die plek waar hy die onkruid wil bring, is hier in jou gedagtes. Dit is die voorfront van jou geveg. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Wil jy beheer kry oor daai onkruid in jou lewe? Wil jy dit uitkap? Wil jy dit weg hê? Die geveg gebeur hierso. En die Bybel sê vir jou, en hier is die divine wapen waarmee jy dit beveg, en hier is die manier hoe jy dit gaan regkry. Nou, dink gou vir jouself, 'n weermagbasis, en jy is aan diens as die wag in die nag daarso, en jy sien iemand hardloop in die donker. Dis min of meer die scenario wat hierso geskets word. Dan is jou werk om te hardloop en daai persoon wat daar rond hardloop te vang, met die mes teen die keel te staan en te sê, is jy in diens van die Here, of is jy in diens van die vyand? Want as jy in diens is van die vyand, dan sê die woord vir jou, and take captive, stuur hy per tronk toe. Hy mag nie in die basis rondhardloop en doen wat hy wil nie. As hy in diens is van die Here, sê hy vir hom, gaan voort en doen wat jy moet doen. En is letterlik so eenvoudig soos dit. Maar dink dit nou in die konteks van jou dagse werk, in waarmee jy besig is, in die probleme wat probeer nes maak in jou brein. En dan is daar Spreuke 18 vers 21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Dit wat jy sê, kan either die onkruid in jou lewe sterker maak of swakker maak. Has power of life and death. Nou weet ek, baie mense sit en dink en sê, nee, maar wag Bertus, wag so 'n bietjie. Ek is nie daai ou wat kan sel toe gaan en sê, ek is blessed, my vrou is blessed, my kinders is blessed, ons hond is blessed en my papegaai is blessed nie. Ek is nie daai mens wat net heeltyd so kan praat nie. Ek moet die waarheid praat, as die waarheid moet uitkom, die waarheid uitkom. Nou jy kan die waarheid praat, maar jy kan ook lewe spreek. Jy kan die waarheid praat, maar jy kan ook dood spreek. Eenvoudige voorbeeld. Hallo Bertus, hoe gaan dit? Ja man, is besig. Ek het te veel plekke om te gaan. Ek gaan nie by alles uitkom nie en ek weet nie of genoeg krag het om dit net tot by Desember te maak nie. Ek het die waarheid gepraat en ek het dood gespreek. Of Bertus, hoe gaan dit? Jong, weet jy, ek is bedrywig en besig, maar ek glo en vertrou ek gaan by alles uitkom wat ek moet uitkom en die Here versterk my. Nou het ek die waarheid gepraat en ek het lewe gespreek. Nou dink vir 'n oomblik in jou konteks. Wat is jou gewoontes? Wat doen jy by die werk? Wat doen jy as jy by die koffiemasjien staan en ons kry gou 'n bietjie koffie? Dit gaan weer ellendig in hierdie plek. Ek sien nie hoop vir ons nie. Is dit wat jy praat? Of sê jy, vandag is 'n goeie dag. Ek dink ons gaan vandag 'n verbetering maak. Dit gaan harde werk wees, maar dis oukei.
ek dink ons almal verstaan, wat is die konteks wat hier uitkom? Ok, nou moet ek net eers vir 'n oomblik pause. Ons het nou klomp goed gepraat. Ons het gepraat oor hoe ek tyd saam met die Here spandeer. Ons het gepraat oor hoe ek die woord in my lewe inbou. Ons het gepraat oor wat gaan in my gedagtes aan en neem ek beheer daarvan? Beperk ek die saad wat die vyand in my gedagtes probeer saai? Ons het gepraat van hoe gebruik ek my woorde en hoe affekteer dit my lewe? En dis nou 'n goeie tydjie om hierdie alles saam te vat as 'n opsomming. En toe ek nou hierdie boodskap sit te voorberei, toe dink ek by myself, maar hoe vergelyk hierdie met wat Jesus gedoen het? Hoe vergelyk dit met die voorbeeld wat hy vir ons gestel het? En ek kom agter, dit vergelyk nogal actually heel goed met die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het en wat hy vir ons gedoen het. Wat het Jesus gedoen in terme van tyd met God spandeer? Gaan lees Matteus, Markus, Lukas en kyk hoeveel keer Jesus homself onttrek het van die situasie om alleen by God te wees. And Jesus withdrew from the crowds. En hy het tyd uitgevat en hy het opgegaan teen die berg. En Jesus het gereeld tyd gemaak om in God se teenwoordigheid te gaan sit. Nou, hier is Jesus, 100% mens, maar ook 100% God. En vir hom was dit essensieel om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. Hoeveel te meer nie ek en jy, wat in sonde gebore is, wat gewone mense is met foute nie. Hoeveel te meer is dit nie nodig vir ons om 'n prioriteit te maak vir daai tyd saam met God nie. Net soos ek 'n prioriteit maak om koffie te drink saam met my vrou. Net soos ek 'n prioriteit maak om bal te speel saam met my kinders. Wat van Jesus se gedagtes en sy woorde? Nou, gedagtes, dis miskien bietjie moeiliker om te sê wat het Jesus gedink. Ek kan nie hier so staan en sê ek is 'n teoloog en ek kan dit vir julle uiteensit nie, maar ek dink ook nie ons hoef dit oor te kompliseer nie. As jy gaan kyk na Johannes 5 vers 19 en Johannes 12 vers 49. I only do what I see the Father do. I only say what I hear the Father say. Baie eenvoudig in terme van wat Jesus gedink het en wat hy gespreek het. En wat dan van die woord van God, die swaard, wat ons primêre wapen is? Hoe het Jesus die woord gebruik? Toe hy getoets is in die woestyn en Satan kom na hom en hy val hom aan, het hy elke keer vir hom teruggeantwoord, it is written. Begone Satan, for it is written. Matteus 4, vers 4, 7 en 10. En ek besef, hierdie fondasie, waaroor God met my praat, hierdie dinge wat hy wil hê, wat ek as primêre boustene in my lewe moet inbou, is presies die dinge wat Jesus gedoen het. Is presies die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. So, as jy vandag hierso sit, en jy soos ek, en jy is besig om te doen wat jy voel die Here sê jy moet doen, en jy probeer om 'n goeie Christen te wees, maar jy is bewus, daar is tog 'n paar onkruidjies in jou lewe. As jy begeerte het om meer volwasse te raak in jou geestelike lewe, as jy begeerte het om die soetvrugte te dra, soos waarvan Lukas 8 praat, dan dink ek, is hierdie 'n goeie blueprint, hierdie is 'n goeie fondasie vir ons, om hierdie kernkonsepte in ons lewens in te bring. Miskien voel jy vandag soos Petrus. Jy is waar Jesus wil hê jy moet wees, maar vir 'n oomblik haal jy jou oë van hom af, vir 'n oomblik verloor jy fokus, jy kyk na die storm en jy voel of jy in die water insak. Wat doen Jesus? Hy sê nie cheers nie,
Jy's op pad na die bodem toe, jy's viskos nie. Jesus steek dadelik sy hand uit, en hy help hom op. En hy help hom in die boot in. Miskien voel jy, jou stilte tyd is nog 'n demand op jou lewe. Jy kom terug van die werk af, of voor 'n lang dag, en jy voel dit gaan net nog iets uit jou uittap. Ja, ek het nie die krag om nou te gaan sit en worship en Bybel lees en goed nie. Maar God sê, dis waar jy vryheid kry van die onkruid. Dis waar ek die fondasie lê vir dieper dinge. Miskien het jy vandag besef, ek gee 'n groeiplek in my gedagtes vir dinge wat nie daar moet wees nie. Ek spreek aanhoudend dood en maak daai onkruid sterker in my lewe. Miskien is dit tyd vir jou om jou swaard skerp te maak saam met my en dit te gebruik om jou lewe te ontbos. Kom ons maak almal ons oë toe vir 'n oomblik. As enige van hierdie woorde 'n raakpunt in jou hart gekry het vandag, steek net vir my vinnig jou hand op. As jy voel ek kan iets hiervan in my lewe herken. Dankie. Ek bid gou vir ons. Here, U sien ons waar ons toenadering soek. Here, U sien die kondisie van ons grond en ons begeerte om van die onkruid in ons lewens ontslae te raak. Here, help ons. Help ons om ons gedagtes in beslag te neem. Help ons om lewe te spreek waar ons gaan. Help ons om ons swaard skerp te maak en effektief te gebruik. In Jesus naam. Amen. So, dit was 'n kort en kragtige boodskap, maar ek wil vir elkeen van ons uitdaag, vir jou en vir my. Maak tyd om met die Here koffie te drink en te kuier. En los jou agendas by die deur. As jy voel, jy moet 'n bietjie meer beheer neem van jou gedagtes, soos wat ek weet ek moet doen, memoriseer 2 Kronieke 10 vers 4 en 5. Doen dit in hierdie week wat voor lê. Moet dit nie afsit vir 'n ander dag nie. As jy voel, daar's plek in jou lewe om meer lewe te spreek op 'n daaglikse basis, memoriseer Spreuke 18 vers 21. Ek wil jou uitdaag, maak jou swaard skerp. En as jy hierdie versies memoriseer, dan gaan jy reeds besig wees om jou swaard skerp te maak. En dan ter afsluiting jou laastens. As jy dalk saam met iemand wil bid, as jy voel jy wil gou-gou 'n oombliekie vat en jy het net nodig om saam met iemand iets voor die Here te bring, kom asseblief na die diens vorentoe. Hier sal iemand wees om saam met jou te bid. Kom ons gaan uit en kuier lekker. Wees geseënd vandag. Geniet die koffie en okay, die koffie is hier binne vandag. Sorry, dis wat ek nou nie verstaan. Die koffie is hier binne vir die koue. Geniet die koffie en kuier 'n bietjie saam en geniet die res van julle Sondag. Dankie.